hoop julle het die gym sessie geniet, dat julle nou heerlik wakker is. Kom ons kyk oor. Dankie Jesus, vir die genade so onbeskryflik groot. Dankie dat U in die genade vir ons so lief het, dat niks maar niks ons ooit kan skei van die liefde van God. Here, maak ons met alles wat in ons is, 'n honger en 'n dors hê na meer en meer van U. Here, word U meer en ek minder. Here, vanoggend waar ons die woord lees, wat ek bid dat dit opnuut en vars sal oorweek vir ons. Dat ons 'n voorstelling van die Heilige Gees sal ontvang en ongewonde hier sal uitstap met 'n mandaat om 'n wêreld te verander. Here, dankie dat U elkeen van ons op die naam roep vir 'n tyd soos hierdie. Ek wil dat U vanoggend harte sal kom raak wat bedroef voel. Gedagtes sal kom stil maak wat hulle self in die storm bevind. Here, dat ons in die vrede van God sal inbeweeg, want U is in beheer. En U gee al die antwoorde, elke oplossing, al die wysheid, al die insig, want U is God met ons. Here, dankie dat ons vrede by U kan vind, en vanoggend ons sit ons opnuut by U voete. In Jesus se naam. Amen. Nou van kleins af word ons gekonfronteer met 'n keuse om te maak. Wat is die regte ding om te doen? Want as ek voor my ma of my pa moet gaan staan en verduidelik wat het gebeur, het ek een van twee keuses. Of ek vertel die waarheid en neem die gevolg saam met dit, of ek vertel nie heeltemal die waarheid nie, maar naby genoeg, getuielike verligting, maar op die ou end 'n langtermyn gevolg. Hoeveel keer, en dalk was dit net in my huis, het jy jou boetie, het ek my boetie gevra asseblief, speel my net saam, dis wat eintlik gebeur het. En dan kraai dit net so lank weg. En uiteindelik kom die waarheid uit, want hy kon dit op een of ander rede nie meer inhou nie. En ek moet dan die gevolge daarvan dra. En reg deur ons lewe word ons gekonfronteer met hierdie, jy het nou keuse, wat is die regte ding om te doen? Wil jy nou die waarheid in die gesin staar en die gevolge daarvan dra, of wil jy dit uitstel vir tydelike verligting? Maar die ewigheidswaarde het 'n impak. En die ding van waarheid is, dit kom altyd uit. Dit wat in die duister is, sal in die lig kom. Maar hierdie gaan meer as net oor die waarheid te praat, of uit te kom met die waarheid. Om die regte ding te doen, gaan oor ons alledaagse handel en wandel. Dit gaan oor wat ons uit ons monde uit toelaat om te kom. Dit gaan oor hoe reageer ons op hierdie ding, of hoe gaan ek 'n besluit neem oor hierdie situasie, of oor hierdie persoon. En is dan voor hierdie feit in ons lewe te staan en te vra, Here, wat sê U? En nie te vra, wat sê my emoties? Om te vra, wat sê die woord van God hieroor, en nie oor te vra oor, hoe voel ek hieroor? Want jy sien, as ons lewe gaan baseer op wat ek voel, hoe ek vandag voel, gaan my lewe redelijk vermoesie is, want môre voel ek iets anders. Maar wanneer ek my lewe baseer op wat sê die woord van God, hoe kan ek gehoorsaam bly in die keuse aan wat God sê? Dan het ek outomaties God se goedkeuring, goedheid en guns wat saam met my beweeg. En probeer ek nie intussen regverdig dit wat ek gedoen het. Want sodra ek keuse op my dade begin regverdig, kan ek eintlik weet ek is besig met die verkeerde. Sodra
beter regverdig. Ag, dis nie so erg. Ag, almal doen dit. My hele familie doen dit. Ek het so groot geword, dis die gewoonte voor my, daarom hou ek aan met dit doen. Voor watter vir die pad staan jy elke dag? En watter keuse maak jy? Wanneer ons sê ons kies die pad wat Jesus gestap het, dan kies ek die pad van selfverdoening. Ek kies om te dien. Ek kies om mense voor myself en my eie behoeftes te sit. Ek kies om te vra, Here, wat sê U? En ek volg die moeilike pad. Dis moeilik, maar dit het ewigheidswaarde. Dit verander lewens. Want ek was bereid om myself onder die autoriteit van die woord te plaas. Ek het gekies om beleefd te wees teenoor iemand wat my week gelede seer gemaak het. Want ek weet dat God se woord sê, hulle wou nog word en daarmee, maar God sal dit goed doen. En sodra ek my lewe inrig op die woord van God, verander alles. En raak die regte manier eintlik die enigste manier. Van die tydelike verligting van die verkeerde pad, die permanente geword. So wat kies jy? Ons as gelowiges word nie gevrywaar van versoeking nie. Ons word nie gevrywaar daarvan dat ons nooit moeilike keuses kan maak. Maar dit is juist omdat in die begin van tyd was hierdie 'n keuse om te maak. Adam en Eva het voor 'n keuse gestaan en hulle het in 'n oomblik 'n verkeerde keuse gemaak met langtermyn gevolge. Selfs in die paradys waar hulle God geken het hulle steeds 'n verkeerde keuse. So wat het God in sy groot genade gedoen? Hy het vir ons as gelowiges 'n helper gestuur. As jy my liefhet, sal jy my opdragte uitvoer. Sal ons gehoorsaam wees aan die woord van God. Sal ons die pad kies wat hy kies. Ek sal die Vader vra en hy sal vir julle 'n ander voorspraak stuur om vir ewig by julle te wees, naamlik die Gees van die waarheid. So die oomblik toe ek sê, Here, ek behoort aan U en ons roep sy naam uit, word ons 'n kind van hom, ontvang ons die Gees, ontvang ons die voorspraak, die trooster, die advokaat, die een wat by my is, en die een wat my gaan aankla, die oomblik wat ek die verkeerde pad kies. Dis wat ons helper doen. Ek as ouer sal vir my kind sê, ek sien wat as jy besig om te wil doen. Die resultaat van daai keuse gaan nie goed wees. En dit is wat die Heilige Gees kan doen. Hy kom waarskuwens ons voorspraak, hy gaan ons vooruit en hy sê vir ons, ek sien waar jou kop besig is om heen te beweeg. En ek kom waarsku jou, ek kom sit 'n ongemak in jou hart oor hierdie keuse. Ek kom bring twyfel hieroor, want ek wil jou aanmoedig, gaan raadpleeg die Here. Gaan raadpleeg die Here oor hierdie waaroor jy nou besig is. Daardie ding waaroor jy ongemaklik is, gaan raadpleeg die Here. Wat sê hy? Want hy wil jou help om op die hoogste van hoogste berg te kan loop en te kan sê, ek is veilig hier, want die Here maak my voete soos die van 'n leeuw. Maar ek kan dit net doen as ek die Here gaan raadpleeg en luister na die stem van die Gees. As gelowiges vind ons onsself op die verhoog van die Here. Ons sien die wêreld en dit is ons realiteit en die wêreld sien ons. Ons is immers die lewende brief van Christus. En hier waar ons handel en wandel, wil ek jou vra, is dit waarmee jy besig is, kan mense in jou daaglikse lewe sien, jy dien die Here, jy kies die regte pad. Wat kom doen Openbaring? In Openbaring 3 word die God
brein vir ons oopgetrek en sien ons die geestelike werklikheid agter die wêreldwerklikheid. En hier sê dit, ek weet alles wat julle doen. Ek weet dat julle nie koud is nie en ook nie warm nie, as julle maar tog koud of warm was. Jy sien, die pad wat ons kies, sê ook iets van ons geestelike lewe, sê iets van my verhouding met die Here. Is ek voluit vir hom, of is ek in die middel? Of het ek 'n keuse teen hom gemaak? Alles wat ons doen, spreek van my verhouding met 'n lewende Here, wat sy arms oopvang en in sy genade ons nader roep en sê, wees warm vir my, maar koud vir die wêreld. Dit is baie maklik om dinge van die wêreld te wil najaag, want dit is die goed wat ons sien. Ons soek daardie meer groter bankbalans. Ons soek daardie beter verhouding, ons soek daardie beter omstandighede. Want dit is die goed wat ons kan sien en dadelik ervaar. Maar wanneer ons die gordyn wegtrek, is die vraag, maar soek jy hom? Hoe dit alles. Is jy vuur warm vir die Here? Hardloop jy agter hom aan of hardloop jy agter die goed van die wêreld aan? Hardloop jy na tydelike geluk toe of hardloop jy na die vreugdebron toe, naamlik Jesus Christus? Is jy vuur warm vir hom? Besig op die moeilike pad, maar jy hardloop in die regte rigting, op pad na die wenstreep wat ons wag. Hoe lyk jou geestelike lewe? Die interessante is dat die Here beloof dat 'n lewe in gehoorsaamheid aan die woord van God bring outomaties die seën van God saam. Agter wat hardloop jy aan? Agter wie hardloop jy aan? Dit is om te weet dat die rus en die vrede van God wat my reeds oorwinning oor my omstandighede beloof en gaan dit gee. En daarom stel hy my in staat en gee hy vir die koninklike vermoë om agter hom te kan aanhardloop. Jy sien enige antwoord wat jy soek vir enige situasie is die woord van God. Daar kry jy jou antwoord. Daar kry jy jou vrede en jou rus. As ons vanoggend weer lees, hoe lyk die huis van jou hart? Aan wie behoort God sleutel? Efesiërs 5 gee duidelike riglyne vir iemand, 'n gelowige wat die regte pad kies. Dis iemand wat lewe as mense van die lig. Ek het 'n vriendin wat my vertel het, hierdie mense van die lig is so in hulle ingedring as kind. Sodra hulle oopgemaak het in die oggend, het hulle maak het en gesê, kom, maak oop die gordyn, ons is kinders van die lig. Vanoggend wil ek julle aanmoedig, maak oop die gordyne in jou hart, sodat alles wat duisternis kan uitdryf, dat dit wat nie van God af is nie, die lig in die lig van God kan bestaan en jou lewe sal verander. Want jou hart verander. Maak die beste gebruik van elke geleentheid wat ons lewe in goddeloosheid. Maak ek en jy die beste gebruik van elke geleentheid wat ons met ander mense in aanraking kom om in daardie oomblik die evangelie van God op watter manier ook al met hulle te kan deel of oordra. Al is dit net om vriendelik te wees. In 'n oomblik wat dit gevra het, ek wil eintlik nou spreek. Maak jy die beste van elke geleentheid wat die Here vir jou gee om 'n draer van die koninkryk van God te wees. Want dit is wat dit vat om die regte pad te loop. Dit is wat dit vat om 'n draer van lig te wees. Dan sê dit, laat die Gees julle vervul. En hierdie vervul beteken, dis iemand wat voor 'n huis staan en klop en vra,
Of is daar nebels wat nie daar hoor nie? Is daar nog 'n bietjie bitterheid? Is daar nog 'n slegte gewoonte? Is daar 'n sondige natuur wat steeds wil kop uitsteek? Die Here wil jou help om daai nebels uit die kamers van jou hart te skuif, sodat jy die gordyne met gemak kan oopmaak en sê, hierdie is 'n hart van God. En ek is 'n kind van die Here. Doen jy wat reg is en oor van die Here? Kan jy met 'n oortuiging vanoggend sê, wanneer ek voor die troonbank van God staan, en ek die woorde kan hoor, well done, good and faithful servant. Uiteindelik is dit wat ons najaag, ons ewigheidsware, 'n plek saam met Christus in die troonbank. Doen jy wat reg is? In 2 Konings 22 vind ons die verhaal van Josia. Josia was 8 jaar oud toe hy koning geword het. So jong ouderdom, en hy staan in beheer van die volk. En hy het 31 jaar in Jerusalem geregeer. Sy ma was Jedida, dogter van Adaya uit Boskat. Josia het gedoen wat reg is in die oë van die Here. Hy het in alles die pad van sy voorvader Dawid geloop en daar nie links of regs van afgewyk. Nou wat skokkend is, as ek nou vir my graad 2 moet gaan sê, jy is nou koning, jy en nou Suid-Afrika se volk onder jou neem, hulle gaan jou volk. Dan weet ek nie mooi wat ons alles gaan doen. Ons gaan baie lekker goed eet. En ons gaan baie swem. Maar hier is 'n 8-jarige met die verantwoordelikheid om 'n volk te lei en hy het 'n keuse om te maak. 'n Keuse, wat is die regte pad om te volg? En dit klink baie vroom en mooi en hy het gedoen wat reg is in die oë van die Here. Hy het die pad van sy voorvader Dawid gevolg, maar dit was nie die voorbeeld wat hy gehad het nie. Jy sien, die Here het net omdat hy gekies het om te doen wat reg is in die oë van die Here, 'n hele bloedlyn kom herstel deur een jong seentjie. Want daar word glad nie verwys in sy konnotasie dat sy pa en sy oupa van die wreedste konings ooit was. Die Here het sy bloedlyn herstel omdat hy 'n keuse gemaak het vir die Here. Jy sien, om die regte pad te stap is meer as net om 'n mooi lewe te lei. Dit het 'n gevolg generasies na jou. Jy het 'n verantwoordelikheid om die regte pad te stap. Oor sy pa en sy oupa word daar gesê, die ander verhale oor sy oupa, oor Manasse en alles wat hy gedoen het, en die sonde wat hy gedoen het, is opgeteken in die annale van die konings van Juda. So oor sy oupa is daar opgeteken oor sy sonde en alles wat hy verkeerd gedoen het. Oor sy pa staan daar almal net gedoen wat verkeerd is in die oë van die Here, net soos Manasse sy pa gedoen het. En almal is begrawe in die tuin van Usa en sy seun het hom as koning opgevolg. Jy sien, sy voorbeeld was wreed, sy voorbeeld was boos. Hy kon net sowel in daai patroon gevolg het, maar hy het gekies om dit te breek en anders te wees, want hy weet, as die standaard van boosheid so groot is, hoeveel te meer die standaard van goed. En hy val terug in die pad van sy voorvader Dawid, en hierdie twee mense word uitgesluit as hierdie generasie lang. Die bly om eindelijk Jesus voortgebring het. Ons kan maklik wegkry, ek breek nie die gewoonte nie, want dit is my voordeel as kind. Dit is moeilik om dit afstand te doen. Maar as ons ophou ander mense blameer vir keuses wat ons maak. Want hier is 'n 8-jarige wat 'n keuse gemaak het om
reg te doen in die oë van die Here. Ons moet ophou ons omstandighede die skuld gee oor hoekom ons sekere goed doen, want ons staan voor die Keuse en die ewigheidswaarde. Ek laat veel eerder wat die Pypskrif sê, ek het reg gedoen in die oë van die Here, as wat dit sê, my sonde is opgeteken, of dat ek verkeerd gedoen in die oë van die Here. Hoe lyk jou gemeenskap? Wat is dit wat die Here vanoggend oor jou kan sê? Doen jy wat is in die oë van die Here? Volg jy die voorbeeld van ons Heer Jesus Christus? Of volg jy die voorbeeld van die waarheid? Wat kies jy? In 2 Konings 2 vers 5 tot 8 staan daar: in die 18de jaar van sy regering het Josia die staatssekretaris Safan, seun van Asaria, seun van Mesulaim, na die huis van die Here te bestuur met die opdrag: gaan na die hoofpriester Hilkia toe en laat hy die geld geleerdheid ingebring is in die huis van die Here, die wat deur die drempelwagte by die volk opgesaamel is. Die geld moet oorhandig word aan die mense wat in die werk in die huis van die Here moet sorg. Hulle moet daarmee die werkers betaal by die huis van die Here moet verstaan. Die vakman en die bouwerkers, die meselaars, hulle moet hout en geplakte klip koop om die tempel te herstel. Jy sien, dis 'n koning wat weet hoe om 'n rekenskap te gee, 'n rentmeterskap van geld. Hy betaal die wat dit toekom, maar hy het 'n groter mandaat en dis om die tempel te herbou wat sy pa en sy oupa en toilet opgestel het. Hy skuif die meubels, hy het 'n fisiese aksie waar hy die tempel van God fisies weer met die gees van God gaan vervul. Dit vat tyd vir partykeer om slaap te raak van daardie dinge wat nie van God af is nie, maar dis die liefde van God. Om te herbou en aandag te gee aan dit wat nie van God af is nie, om uit die omgewingssysteem te kry. Daar hoef nie van hulle rekenskap gevra te word van die geld wat aan hulle behandig word, wat hulle is vertrou word. Die hoofpriester Hilkia sê toe vir die staatssekretaris Safan: ek het die wetboek in die huis van die Here gekry. En hierdie was ontstellend vir Josia. Hoe staan ons in die huis van die Here en die wetboek het weggeraak? Die woord van God het in die huis van die Here weggeraak. En daarom moet ek en jy so versigtig wees dat wanneer ons in ons daaglikse lewe besig is, ons nou as die tempel van God, dat die woord van God nie ons verlaat nie. Dat dit nie wegraak uit ons lewe uit. Dat ons dit nie later moet gaan soek en sê, ek weet, ek ken my vers waarop ek kan staan maak, en ek kan ook op die Here staan maak nie, maar ons elke oomblik van elke dag sal weet, die woord van die Here leef in my, en raak nie weg nie met verlaat my nie. Die staatssekretaris Safan het ook vir die koning die mededeling gedoen. Die priester Hilkia het my 'n boek gegee en Safan het vir die koning gelees wat daarin staan. Toe die koning hoor wat die wetboek sê, het hy sy klere geskeur. Nou die verstaan is dat die klere van Deuteronomium hier opgeteken was en Josia is in berou. Sy hart gestik het, want die keuses van sy oupa en sy pa, sy gevolge staan hier binne. Die volk dra nou 'n vloek oor hulle, omdat hulle ongehoorsaam was aan die woord van die Here. Omdat hulle die verkeerde pad gekies het, dra 'n volk die gevolge daarvan. En hy steur sy klere in berou. Maar hy doen die volgende: gaan raadpleeg die Here namens my en namens die hele volk. Raadpleeg hom oor die inhoud van hierdie boek wat gekry is. Ons voorvaders wat ongehoorsaam aan die eise van hierdie boek en het nie gehandel oor die stemming en alles wat daarin staan nie. Daarom is die kroon van die Here wat teen ons ongaardig groot. Josia het in midde van die
lewe. Hy het geweet, as hy terugkyk wat het sy voorouders gedoen, maar hy het geweet, daar is 'n pad voor die samelewing, want die Here het sy genade geskryf. En hy ontvang toe die belofte. Die priester Hilkia en Agrippina saam met Asajas toe na die profetes Olga toe. Sy was die vrou van die tweede bewaarde Salem, seun van Tekoa, seun van Asra, en het in die nuwe deel van Jerusalem gewoon. Hulle het haar vertel en sy het geantwoord, so sê die Here, die God van Israel, sê vir die man wat julle na my toe gestuur het, sê die Here, ek word onheil oor die hele Babilonische inwoners, al die oordele in die boek wat die koning van Juda gelees het, want hulle het my verloor. Hulle het offers gebruik vir ander gode en my uitgetak en allerhande maaksels van hulle eie hande. Maar troon ontvang die vlam teen hierdie plek, die vlam sal nie geblus word nie. Maar sê vir die koning van Juda wat vir julle gesê om die Here te raadpleeg, so sê die Here die God van Israel. Ek het daarop aangeslaan dat jy in jou hart geraak is deur die woorde wat jy gehoor het en dat jy jou klere geskeur het en gehuil het vir my en dat jy berou getoon het vir my. Die Here het jou gehoor en hy sê oor hierdie plek en sy inwoners, naamlik dat die verwoesting en straf oor hulle sal kom, maar jy sal niks van al die onheil beleef ooit in jou lewe hê. Niks van die onheil sal hy beleef nie, gees gemaak om reg te doen in die dood van die lewe. En in hele volk beleef die goedheid en guns en genade van God. Die gevolg van die regte pad kies, die dienende pad kies, die pad van waarheid. Die gevolge van om jou hart oop te maak en te sê, Here, openbaar die duisternis in my hart en verwyder dit. Bring die belofte van vrede. Jesaja sal 'n tyd beleef van vrede. Niks van hierdie woord verander die plan vir ons nie. Ons as gelowiges het kennis gemaak met die Prins van vrede. Jesus het God het om na die wêreld gestuur en gesê, God, die naam met ons, sodat ons vrede kan ken en verstaan, en dat ons die voorspraak Heilige Gees die vrede kon gestuur, sodat ek en jy elke dag wanneer ons die regte pad kies kan leer, hoe moeilik ook al, ek het vrede op die saam met my. Wat is dit? Kom ons skryf ons oor. Here Jesus, ek wil vanoggend bid vir kettinge van afhanklikheid om te breek. Ek wil vanoggend bid vir meubels om in my hart rond te skuif en uit te skuif wat nie van U af is. Here, kom openbaar in ons daardie dinge, hoe klein ook al, wat nie 'n plek in ons lewe moet hê nie, omdat dit nie in lyn is met die woord van die Here nie. Here, ek wil bid dat ons grootste hartsbegeerte sal wees om 'n pad saam met U te stap, waar ons U kan sien en beleef en ervaar en kan weet met 'n gerusde hart, ek doen wat reg is in die oë van die Here. Here, mag die verkeerde opsies nie eens 'n opsie wees nie. Mag ons dit nie eens raak sien nie, want ons is so ingefokus op U. Wat sê U? Here, dankie dat U 'n belofte van vrede oor ons altyd gespreek het, die oomblik toe Jesus aan die kruis gesterf het. Dankie vir die oorwinning wat saam met die opstanding gekom het. En omdat ons dit weet en reeds die belofte ontvang, Here Jesus, kies ons vandag om ons sondige natuur voor U neer te sê en te sê, Here, ek is jou. Vergewe my vir daardie oomblikke wat ek verkeerd gedoen het in die woord van U. Maar dankie vir die groot genade dat ek elke dag kan opstaan en die keuse kan maak vandag om reg te
sien in die woord van die Here. Here, wys vir ons agter die gordyn wat U sien. Dankie Jesus vir 'n lewe van vryheid, goedheid, vrede en guns in Jesus se naam.